Welkom graad 7's. Vandag onderneem ons 'n werklik asemrowende ontdekkingstog van ons eie planeet. Ons gaan nie net 'n klomp feite memoriseer nie. Nee, ons gaan leer hoe om die aarde te lees soos regte meesterontdekkingsreisigers. So sit gemaklik terug, skerp jou verstand op en kom ons omskep hierdie eksamenvoorbereiding in 'n onvergeetlike reis. Hier is die roetekaart vir vandag se ekspedisie. Ons begin by die globale roosterstelsel, kyk dan na breedtelyne van oos na wes, gevolg deur lengtelyne van noord na suid en laastens kyk ons na geografie in huidige gebeure. Dis ons plan, so kom ons spring dadelik in. Deel 1: Die globale roosterstelsel. Dink bietjie hieroor na. Stel jouself vir 'n oomblik voor, jy's 'n ruimtevaarder. Jy sweef in die absolute stilte van die ruimte en kyk af na ons pragtige blou planeet. Hoe op aarde, letterlik, verduidelik jy vir iemand presies waar 'n spesifieke berg, 'n stad of 'n eiland op so 'n massiewe bol geleë is? Dis presies die raaisel wat ons nou gaan oplos. Dit bring ons by ons eerste belangrike vraag van die dag, vraag 29. Waarvoor gebruik ons lengte en breedtelyne op 'n wêreldkaart of aardbol? Sonder so 'n stelsel is die aarde basies net een massiewe, onbekende see- en landmassa. Hoe navigeer ons dit? Hier is jou eksamenperfekte antwoord. Ons gebruik dit as 'n globale roosterstelsel om presiese plekke op die aarde te vind. Dink aan hierdie stelsel as 'n reuse, onsigbare web wat netjies oor die hele aardbol gespan is. Sonder hierdie onsigbare drade sou skepe heeltemal verdwaal, vliegtye sou bestemmings mis en daardie GPS op jou foon heeltemal nutteloos. Kortom, hierdie rooster is ons absolute fundamentale kaart van die wêreld. Deel 2: Breedtelyne, oos na wes. Goed, nou dat ons weet hoekom ons die rooster het, kom ons ontleed die eerste stel van hierdie onsigbare drade. Ons fokus nou op daardie horisontale lyne wat die aarde styf omhels, die breedtelyne. Vraag 30 is amper soos 'n wetenskaplike raadsel. Wat is breedtelyne, ook bekend as parallelle lyne, en in watter rigting loop hulle? Dis kardinaal dat jy onthou dat breedtelyne en parallelle lyne presies dieselfde ding beteken. Eenvoudig gestel, dit is denkbeeldige lyne wat horisontaal van oos na wes reg rondom die aardbol loop. Visualiseer hulle as reuse horisontale ringe soos hoepels wat reg oor die planeet van bo tot onder gestapel is. Hulle loop in dieselfde rigting as wat die son oënskynlik beweeg, van oos na wes. Dit bring ons by 'n kritiese punt vir jou eksamen. Vraag 31. Wat is die belangrikste breedtelyn en by hoeveel grade lê dit? Daar is natuurlik baie van hierdie ringe, maar daar is een magtige lyn wat dien as die absolute anker vir die hele horisontale stelsel. En dit is natuurlik die ewenaar by presies 0 grade. Dis regtig fascinerend, want hierdie 0 grade merk is nie net 'n willekeurige nommer nie. Dis letterlik die hartklop van ons kaartstelsel. Die ewenaar sny die aarde in 2 perfekte helftes, die noordelike en suidelike halfronde. Dis ons onbetwisbare beginpunt. Nou vir 'n stukkie wiskundige geografie. Vraag 32 vra: hoe word breedtegrade gemeet en wat is 'n unieke kenmerk van hierdie lyne? Hoorie, as jy die wiskundige gedrag van hierdie lyne mooi verstaan, gaan jy definitief volpunte in jou eksamen ophaal. Hier is die feite. Hulle word gemeet in grade noord of suid, begin by 0 grade en eindig by 90 grade bo by die pole. Maar kyk gou na daardie laaste 2 punte. Dit illustreer presies hoekom hulle so spesiaal is. Hulle kruis mekaar nooit nie en hulle bly altyd, maar altyd presies dieselfde afstand van mekaar af. Dis juist hoekom ons hulle parallelle lyne noem. Hulle loop vir altyd saam, sonder om ooit te ontmoet. Deel 3: Lengtelyne, noord na suid. Haal diep asem, want ons verander nou heeltemal van rigting. Ons het die horisontale hoepels gedek, so kom ons beweeg na die vertikale lyne wat soos die nate van 'n lemoen strek tussen die yskoue uithoeke van ons planeet. Kom ons kyk na vraag 33. Wat is lengtelyne, oftewel meridiane, en in watter rigting loop hulle? Sluit daardie woord meridiane in jou geheue toe. Stel jouself voor, jy trek met 'n reuse pen reguit strepe af teen die kant van die aarde. So, die antwoord is doeltreffend. Dit is denkbeeldige lyne wat vertikaal van die Noordpool tot heel onder by die Suidpool loop. Waar breedtelyne soos 'n gordel om die aarde se middel sit, verbind hierdie lengtelyne die 2 koue uiterstes in 'n soliede op- en afbeweging. Nou, net soos ons die ewenaar as 'n beginpunt gehad het, het ons ook een nodig vir die vertikale lyne. Vraag 34 vra:
Wat is die belangrikste lengtelyn en wat is die alternatiewe naam daarvoor? Maak seker jy ken hierdie alternatiewe naam. Dit duik omtrent altyd op in vraestelle. Die amptelike antwoord is die hoofmeridiaan, op 0 grade natuurlik. Maar dit is ewe bekend as die Greenwich-meridiaan. Hierdie is eintlik 'n baie cool storie. Jare gelede het wetenskaplikes ooreengekom dat hierdie presiese 0 grade lengtelyn reg deur die sterrewag in Greenwich naby Londen sal loop. So, dit anker nie net ons kaarte nie, dit koppel ons geografie aan 'n regte, onlangse menslike geskiedenis. Nou vir ons laaste tegniese beginsel, vraag 35. Van waar tot waar word lengtegrade gemeet en waar kruis hierdie lyne mekaar? Onthou julle hoe ons gesê het breedlyne ontmoet mekaar nooit nie? Wel, die vertikale meridiane doen presies die teenoorgestelde. Hier is die verskil. Hierdie lyne word in grade oos of wes vanaf die hoofmeridiaan gemeet, van 0 reg rondom tot by 180 grade. En hier is die mees kritiese feit. In teenstelling met breedlyne, stroom al hierdie vertikale lyne uiteindelik na mekaar toe. Hulle ontmoet en kruis mekaar presies by die noord en die suidpool. So ja, alle lengtelyne loop uiteindelik op 2 kolle saam. Deel 4, geografie in huidige gebeure. Reg, ons het die tegniese lyne en definisies agter die rug. Maar hoekom maak dit saak? Kom ons stap vir 'n oomblik uit die klaskamer uit. Hoe pas hierdie denkbeeldige lyne in die regte wêreld in? Dit bring ons by ons laaste hoofstuk. Vraag 36 maak dit baie prakties. Waarom is dit belangrik om lengte en breedtegrade te kan verstaan wanneer ons die nuus kyk of lees? Ek bedoel, is dit regtig nodig om roosterstelsels te verstaan as jy net TV kyk? Die antwoord is 'n besliste ja. Geografie is oral om ons. Dit is wat ons help om die presiese ligging op te spoor waar groot gebeure plaasvind. As daar 'n massiewe aardbewing, 'n ewige oorstroming of selfs net die Olimpiese spele is wat iewers afspeel, hierdie stelsel tree op as ons universale kompas. Dit maak 'n verwarrende wêreld verstaanbaar en bring verre lande tot reg op jou skerm met absolute presisie. En net voor ons groet, los ek jou met 'n uitdaging om daardie nuutgevonde geografiese spiere bietjie te bult. Wat is die presiese koördinate van jou tuisdorp? Gaan vind dit uit. Gebruik hierdie roosterstelsel om jou eie unieke plek in die wêreld te vind. Baie sterkte met julle eksamen, julle is nou heeltemal gereed om hierdie vraestel met absolute selfvertroue aan te pak. Hou aan ontdek en bly nuuskierig.